Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Die laaste snoek van Kalkbaai, geskryf deur Leah Killian. Hoofstuk 1. Die son was nog skaam oor Kalkbaai se horison, maar die hawe was al wakker. Die lug was dik van sout en die reuk van vis wat op die kaai uitgesny word. Sean Abraham staan op die rand van sy pa se ou bakkie, die Blou Droom, 'n verroeste Toyota wat meer gate as verf op sy bak gehad het. Die ding was meer familie as voertuig, maar vandag het hy weer geweer om te vat. Sean vee die sweet van sy voorkop af, sy oë op die see wat blink soos 'n spieël onder die oggendlig. Jyre ou blou, hoekom nou? Mompel hy en gee die bakkie 'n liefdevolle skop teen die wiel. Sy pa, Ishmael, was altyd die een wat die bakkie aan die gang kon kry met 'n bietjie sweet en 'n klomp vloeke. Maar Ishmael was nou 3 jaar onder die grond en Sean was alleen met die see en die skuld wat sy pa se visserslewe agtergelaat het. Jy praat nog met daai ou ding. Kom 'n stem van agter. Dit was TJ, Sean se beste pel, wat met 'n breë glimlag oor die kaai aangestap kom. TJ was lank en maar, met 'n pet wat skeef op sy kop sit en 'n T-hemp wat sê, Kaap is koning. Hy het 'n joint in sy een hand en 'n blikkie coke in die ander, maar hy was nog nie hoog nie. Dis maar hoe TJ was. Altyd half in die oomblik, half in sy eie wêreld. Ja ou, want as ek nie praat, gaan hy my heeltemal los. Wat soek jy hier so vroeg? Jy's mos nie 'n oggendmens nie. Ek het gehoor van die groot vis, bro. Sê TJ en leun teen die bakkie. Die ouens by die hawe praat van 'n reusnoek. Groot soos 'n haai, sê hulle. Jou pa het altyd gepraat van daai vis, nie waar nie? Sean se glimlag kwyn effens. Sy pa het stories vertel van die laaste snoek, 'n legendariese vis wat glo in die diep waters van Kalkbaai swem. Ou vissers het gesê dis nie net 'n vis nie, maar 'n soort teken. As jy hom vang, beteken dit die see gee jou nog 'n kans om die ou Kaap te red. Maar Sean het lankal opgehou glo in stories. Die see het sy pa gevat en nou was dit besig om die hele vissersgemeenskap te sluk met groot bote en ryk ouens wat die kus opkoop. TJ, dis net stories man. Sean gooi 'n klip in die water. Die see gee nie meer om vir ouens soos ons nie. Ag, moenie so negatief wees nie, bro. TJ gee hom 'n klap op die skouer. Kom, ons gaan vra vir Tannie Fatima. Sy weet alles wat in die baai aangaan. As daar 'n reus snoek is, sal sy weet. Tannie Fatima se huis was in die Bo-Kaap, 'n klein plekkie met 'n heldergroen muur en 'n stoep vol blompotte. Sy was die buurt se onoffisiële koerant, die een wat alles weet voor enigiemand anders. As iemand 'n affair gehad het, 'n deal gemaak het of 'n vis gevang het, het Tannie Fatima dit geweet voor die son ondergaan. Sean en TJ klop aan haar deur en sy maak oop met 'n kopdoek om haar hare en 'n skinkbord vol koeksiesters in haar hande. Haar oë glim. Julle twee, wat soek julle nou alweer? Kom in, maar moenie my vloer vuil maak nie. Haar oë glim. Ons kom vra van die snoep, Tannie. TJ gryp al klaar 'n koeksiester. Die ouens sê daar's 'n reusvis in die baai. Jy weet mos as ek goed. Tannie Fatima sit die skinkbord neer en kyk na Sean. Jou pa het altyd van daai vis gepraat, né? Hy het gesê dis die laaste stukkie van die ou Kaap. Maar ek sê vir julle, as daai vis bestaan, is dit nie sommer net 'n vis nie. Dis 'n teken. En tekens kom met 'n prys. Sean frons. Wat 'n prys, Tannie? Sy lag saggies, maar haar oë is ernstig. Die see gee nooit iets vir niks nie, Sean. As jy daai snoek wil vang, gaan jy iets moet opgee. Dalk meer as wat jy dink. TJ lag en waai sy hand. Ag, Tannie, moenie ons bang maak nie. Ons gaan daai vis vang en 'n braai hou vir die hele Kaap. Maar Sean voel 'n koue rilling. Hy het nie in stories geglo nie. Maar Tannie Fatima se woorde het swaar gevoel, soos die see self. Later daardie middag stap Sean en TJ na die koffiewinkel in Kalkbaai waar Ayesha werk. Die plek is een van daai nuwe hipste joints met houttafels en plante oral. Maar Ayesha pas nie heeltemal in nie
Sy's kort, met krulhare wat sy in 'n deurmekaar bolla vasmaak. En sy het 'n glimlag wat Sean se knieë lam maak. Sy's besig om 'n laatheid te maak vir 'n ou met 'n baard en 'n laptop, maar sy kyk op toe sy vir Sean sien. Julle twee lyks is moeilikheid. Sy vee haar hande aan haar voorskoot af. Laat sy storie. Ons gaan die reus snoek vang. TJ glimlag breed. En jy moet saamkom want ons gaan famous wees. 'n Reus snoek. Julle klink soos my oupa met sy ou visserstories. Maar ek's in. As jy vir my 'n storie gee vir my boek. Ayesha skryf in haar vrye tyd en sy is mal oor die ou Kaapse stories. Die goed wat mense nie in boeke kry nie, maar op stoepe en in hawe kroe hoor. Sean het nog nooit haar stories gelees nie, maar hy hou van hoe haar oë blink as sy daaroor praat. Deal. Maar jy bring die koffie. Hulle lag, maar daar's 'n vonk in die lug. Sean weet nie of dit die idee van die snoek is, of Ayesha se glimlag nie, maar vir die eerste keer in 'n lang tyd voel hy asof die see dalk tog iets vir hom het. Die son het nou hoër geklim en die Kaltbaai hawe was bruisend. Die vissersbote wieg op die water en die ouens op die kaai skree vir mekaar oor pryse en wie se vrou laas te veel nochi gevat het. Sean, TJ en Ayesha sit op 'n bankie naby die visstalles, waar die reuk van gebraaide snoek en chips die lug vul. Ayesha het 'n noteboek op haar skoot en sy krap vinnig notas neer, terwyl TJ 'n storie spin oor hoe hy een keer amper 'n haai gevang het met sy pa se ou lyn. TJ, jou stories is so groot soos daai snoek wat ons soek. Maar serieus, Sean, hoekom's jy so opgewonde oor hierdie vis? Jy is mos nie 'n ou wat in fairy tales glo nie. Sean kyk uit oor die see, sy hande in sy sakke. Dis nie oor die vis nie, dis oor my pa. Hy het geglo die see het nog iets vir ons. Maar nou, die bote word minder, die vis is skaarser en die ryk ouens koop alles op. As daar 'n reusnoek is, dalk is dit die laaste kans om iets te beteken. Ayesha kyk na hom, haar oë sag maar nuuskierig. Jy klink soos my oupa. Hy het altyd gesê, die see praat met jou as jy luister. Maar jy moet versigtig wees. Die see lieg soms. TJ lag en steek 'n ensie aan. Die rook krul in die wind. Julle is heavy vandag. Kom ons gaan kyk by ou Jafta se bakkie. Hy is die laaste ou wat nog stories vertel soos jou pa, Sean. Ou Jafta was 'n legende in Kalkbaai, 'n ou visserman met 'n gesig soos 'n verweerde kaart en oë wat die see se geheime ken. Sy bakkie, 'n ou ding wat half in die sand by die hawe parkeer staan, was meer 'n museum as 'n boot. Hulle kry hom besig om 'n net te knoop, sy vingers bewe, maar steeds seker. Julle soek die groot snoek, né? Jou pa het ook na hom gesoek, Sean. En kyk waar hy nou. Sean voel 'n steek in sy bors, maar hy byt vas. Wat weet jy van die snoek, ou Jafta? Jafta kyk op, sy oë vernou. Dis nie sommer 'n vis nie, seun. Die ou mense sê hy swem waar die see die diepste is, by die ou wrak van die stervis, wat in 72 gesink het. Maar as jy hom wil vang, moet jy iets gee. Die see vat altyd terug. Ayesha skryf vinnig in haar notaboek, haar oë groot. Die stervis. Is dit daai ou skip wat glo vervloek is? Jafta knik stadig. Vervloek of nie, dis waar die snoek is. Maar ek waarsku julle, moenie gaan peuter waar die see nie wil hê jy moet wees nie. Sean sê niks, maar sy oë bly op die see. Here ou Jafta. Jy gee my nou koue rillings. Maar ons is nie bang nie, Sean. Die trein na Meisenberg dreun verby en die geluid meng met die golwe wat teen die kaai breek. Hy voel iets in hom roer, soos 'n ou herinnering wat hy nie kan plaas nie. Daardie aand sit die drie by Ayesha se klein blyplekkie in Muizenberg, 'n ou woonstjie met 'n uitsig op die strand waar die surfers nog laat in die water is. Die tafel is vol leë Nochi blikkies Black Label en TJ is al vars, sy stories nou nog wilder as vroeër. Ayesha het haar noteboek oop en sy lees ou Jafta se woorde hardop. Die stervis, ouens. Ek het by Tetje gaan Google en daar's stories oor daai wrak. Mense sê daar's goed daaronder.
ou goud of goed wat die ou vissers agtergelaat het, maar niemand gaan daar nie want die stroom is gevaarlik. En die snoek? Aisha haal haar skouers op. Dalk is die snoek net 'n storie om mense weg te hou van die wrak, of dalk is dit reël, maar as ons gaan kyk, ons het 'n plan nodig. Die blou droom gaan nie werk nie. Daai bakkie is klaar op sy laaste asem. TJ val amper van sy stoel af. Ons leen 'n boot, bro. Ou Jafta se ou ding sal werk. Ons vat hom môreoggend voor die son opkom en ons gaan soek daai vis. Sean kyk na Aisha wat haar wenkbroue lig. Jy's in, né? Hy huiwer. Die see het sy pa gevat en die stories van die sterrevis laat hom onrustig voel. Maar daar's iets in Aisha se oë en in TJ se lagende stem wat hom laat knik. Ja, ek sien. Hulle maak nog 'n nootjie oop en begin planne maak. TJ teken 'n simpel kaart van die baai op 'n servet, terwyl Aisha stories vertel van haar oupa wat ook eens op 'n tyd die see ingevaar het vir 'n legende. Maar in die agtergrond, deur die oop venster, is die see se geluid harder as gewoonlik, soos 'n waarskuwing wat niemand hoor nie. Die volgende oggend is die lug grys en 'n koue wind waai oor Kalk Baai. Sean staan alleen by die hawe, sy oë op die blou droom. Hy het die bakkie reggemaak, of so hoop hy, maar sy hart is swaar. Hy dink aan sy pa, aan hoe hy altyd gesê het die see is soos 'n vrou. Mooi, maar gevaarlik, as jy haar nie respekteer nie. Aisha kom aangestap, haar hare in 'n poniestert en 'n ou duikpak van haar broer onder haar arm. Jy okay, Sean? Hy glimlag skewerig. Ja, net. Die see voel anders vandag. Sy sit haar hand op sy arm, net vir 'n oomblik. Ons doen dit saam, okay? As dit net 'n storie is, kry ons 'n goeie lag. As dit waar is, kry ons 'n storie vir die eeue. TJ kom aangehardloop, 'n bietjie laat en steeds effens vars van die vorige aand. Ouens, ek het ou Jafta se boot gereël. Hy het gesê ons kan hom vat, maar ons moet hom terugbring voor die middag. En hy het weer gepraat van daai prys wat die see vat. Here, daai ou gee my die creeps. Hulle lag, maar Sean voel 'n koue kol in sy maag. Hulle klim op ou Jafta se boot, 'n ou ding met 'n engine wat hoes soos 'n ou smoker. Die see is kalm, maar daar's 'n gevoel in die lug, soos iets wat wag. Hulle vaar uit, die wrak van die sterrevis in hul vizier. Die water word dieper, die golwe sterker. Aisha hou haar noteboek vas. TJ stuur die boot met 'n breë glimlag en Sean kyk na die horison, waar die see en die lug een word. Hy weet nie hoekom nie, maar hy voel asof die see na hom kyk. Die boot wieg op die golwe, nou ver van die kaai af. Die sterreviswrak is iewers onder hulle, volgens ou Jafta se ou kaart. Aisha leun oor die rand, haar oë soek die water. Dis te diep om te sien. Ons sal moet duik. Sean skud sy kop. Ek sien mal nie. Daai stroom is moord. My pa het altyd gesê die sterrevis is waar die see sy geheime hou. Kom nou, broer. Moenie chicken wees nie. Ons is hier vir die snoek, nie vir spooke nie. Dan, uit die hoek van sy oog, sien Sean iets. 'n Skaduwee, groot en vinnig, glip onder die boot verby. Sy hart klop vinniger. Het julle dit gesien? Aisha frons. Wat? Daar, in die water. Iets groot. TJ kyk oor die rand. Sy pet amper af in die wind. Here Sean, is jy nou vars my broer? Ek sien daar niks. Maar Aisha se oë vernou. Wag. Daar. Sy wys na 'n kol waar die water effens draai, soos 'n klein draaikolk. Iets is daaronder. Die boot skommel skielik en 'n diep hol geluid kom uit die water, soos 'n sluig wat van ver af kom. Sean gryp die rand van die boot, sy knieë lam. Dis hy, die snoek. Aisha se hand gaan na haar noteboek, maar sy laat dit val. TJ se glimlag is weg en vir die eerste keer lyk hy bang. Die see word stil, maar die lug voel swaar, soos voor 'n storm. Hulle weet nie wat onder die water wag nie, maar een ding is seker, die see kyk na hulle en hy's nie gelukkig nie. Die son hang lui oor Kalk Baai, die hawe bruisend met die gewone oggendgewoel. Vissers skree oor pryse, die reuk van gebraaide snoek vul die lug en die see glinster soos 'n belofte wat niemand heeltemal vertrou nie.
Sean Abrahams is besig om die Bloudroom se enjin te toets, die ou bakkie se hoes en proes soos 'n ou smokker wat nie wil ophou nie. Na hul eerste trip na die sterrewyswrak, waar hy en TJ en Ayesha die skaduwee in die water gesien het, is Sean meer vasbeslote as ooit om die reusnoek te vang. Maar vandag voel die lug anders, swaar, asof die see iets weet wat hy nie weet nie. TJ kom aangestap, sy pet skeef en 'n breë glimlag op sy bakkies. Hy het 'n blikkie Black Label in sy hand, al is dit skaars 10:00 die oggend. Sean, ou pel. Jy lyk soos iemand wat sy laaste chips verloor het. Wat's fout? Is dit die snoek of is dit Ayesha se oë wat jou nou alweer deurmekaar het? Sean glimlag, likskewerig, maar sy hart is nie daarin nie. TJ, moenie begin nie. Ek's net befok met die bakkie. En die see, ek weet nie, ou. Daai skaduwee by die wrak gee vir my nog koue rillings. TJ waai sy hand. Ag broer, moenie worry nie. Daai was dalk net 'n ou haai met 'n identity crisis. Kom ons gaan kry koffie by Ayesha. Sy het gesê sy maak vandag 'n special latte met 'n hartjie in die skuim, net vir jou. Sean skud sy kop, maar hy kan nie help om te glimlag nie. TJ se onnutsige energie is soos die see self. Jy kan dit nie ignoreer nie, al wil jy. Hulle begin aanstap na die koffiewinkel waar Ayesha werk, maar halfpad daar kry Sean 'n gevoel in sy maag, soos wanneer die golwe te stil word voor 'n storm. En dan sien hy hom, Carl Davids, die rykmanseun uit Simonstad, wat soos 'n spook uit die verlede uit 'n blink swart SUV klim. Carl is lank, met blond hare wat te perfek sit en 'n hemp wat lyk of dit meer kos as Sean se hele bakkie. Hy is terug vir die Desembervakansie, soos elke jaar, om sy pa se vakansiehuis te gebruik. Maar die keer is daar iets in sy oë, 'n glinstering wat Sean dadelik terugvat na hoërskool. Jere TJ, kyk wie's terug. Die Franse prins homself. TJ se glimlag verdwyn. Carl, daai ou, wat soek hy nou hier? Ek dog hy bly nou permanent in Parys met sy fancy wyn en sy croissant vriende. Maar Karel het hulle gesien. Hy stap nader, sy glimlag so glad soos die see op 'n stil dag. Sean Abrahams en TJ, die man wat dink als is 'n grap. Hoe gaan dit ouens? Nog besig om vis te jag en drome te breek. Sean se kake bult. Wat soek jy hier, Karl? Die hawe is nie jou sien nie. Ag, ek's net hier vir die vibe, weet jy? Die Kaap is maar altyd 'n bietjie nostalgies. En ek hoor jy's nou 'n groot visserman, Sean, nog besig om jou pa se stories na te jag? TJ tree vorentoe. Ja, en ons vang visse, nie girls se harte om dit aan te breek nie, soos party ouens nie. Gaan terug na jou chateau, ou. Karl se oë vernou, maar hy hou sy glimlag. Ontspan, TJ, ek's net hier vir 'n bietjie pret. En dalk om 'n ou vriendin te sien. Ayesha, reg? Sy werk mos by daai koffiewinkel nou. Sean voel sy bloed kook. Bly weg van haar, Karl. Sy is nie jou speelding nie. Karl haal sy skouers op en loop weg, maar sy laggie bly in die lug hang soos die reuk van cheap perfume. Daardie middag, terwyl Sean en TJ by die koffiewinkel sit, kan Sean nie ophou dink aan Karl nie. Hy en Karl was nooit vriende nie, selfs nie in hoërskool nie. Hulle was in dieselfde klas by Meisenberg Hoër, waar Sean die visserseun was met die ou klere en die pa wat altyd na vis geruik het. Karl was die ou met die nuwe Nikes en die pa wat 'n BMW gery het. Dit het begin in graad 9 toe Karl vir Sean uitgelag het voor die hele klas omdat sy skoene gate gehad het. Sean het hom later dieselfde dag in die skoolgang gestamp en die twee het 'n vuishougeveg gehad wat albei in detensie laat beland het. Maar die regte haat het gekom in graad 11 toe 'n meisie, Leila, vir Sean bo Karl gekies het. Karl het nooit vergeet hoe Sean hom verneder het deur Leila te vat vir 'n dans by die Valentynssokkie nie. Na daardie jaar het Karl se ouers hom Frankryk toegestuur vir 'n beter opvoeding. Maar elke Desember het hy teruggekom, elke keer met 'n groter chip op sy skouer. TJ breek Sean se gedagtes. Oh, jy lyk of jy nou al klaar met Karl baklei het in jou kop. Ontspan, bro. Ayesha gaan nie vir daai ou val nie. Sy is te slim. Ayesha kom uit die koffiewinkel se kombuis, haar krulhare in 'n deurmekaar bolla. Sy glimlag toe sy Sean sien, maar daar's iets in haar oë wat sy hart laat bokspring. Julle ouens lyk soos moeilikheid. Sy sit 2 koffies voor hulle neer.
Wat's die storie? Nog besig met daai snoek? Voor Sean kan antwoord, gaan die koffiewinkel se deur oop en Carl stap in. Hy het 'n bos blomme in sy hand en sy glimlag is so glad soos botter op warm brood. Ayesha, ek gedog jy verdien iets mooier as hierdie ou plek se koffie. 'n Mooi cherry soos jy moet gereeld blomme kry. Ayesha bloos en vat die blomme. Sean voel sy hart krimp. Carl, thank you. This, verwags. TJ leun na Sean se kant toe. Jerry, hier kom kak. Daai ou dink hy's in 'n Franse fliek. Sean staan op. Carl, wat probeer jy nou? Aisha's nie een van jou Parys meisies nie. Ontspan, Sean. Ek's net vriendelik. Ayesha, wat sê jy? Gaan jy vanaand saam met my eet by daai nuwe plek in Simonstad? Hulle doen 'n Franse wynproe. Ayesha huiwer, haar oë flits na Sean. Ek weet nie, Carl. Ek's besig met werk vanaand. Carl leun nader. Ag, kom nou. Jy skryf mos stories, nê? Ek kan jou stories vertel van Parys wat jou noteboek vol sal maak. TJ sien hier gaan regtig groot moleste kom en hy spring tussenin. Ja, stories van hoe hy sy hare so perfek kry. Sê vir hom nee, Aisha, anders gaan Sean hier die hele hawe op hol jaag. Ek sal daaroor dink, Carl. Ek moet nou terug werk toe. Carl knik, sy oë op Sean en grinnik. Sien jou later, Ayesha. En Sean, moenie te veel worry nie. Die see het baie visse. Hy loop uit, sy laggie soos 'n mes in Sean se rug. Daardie aand is die hawe stil. Net die geluid van die golwe en die trein wat na Muizenburg dreun is hoorbaar. Sean en TJ is by die visstalletjies, waar die reuk van boggoms en gesoute snoep die lug vul. Sean is stil, sy kop vol gedagtes oor Aisha en Carl. TJ probeer die bui lig hou, besig deur 'n storie te vertel oor hoe hy een keer 'n vis gevang het wat so groot was soos 'n bakkie was, maar toe breek die lyn en nou is hy die president van die see. TJ ernstig, nou. Carl gaan vir Aisha probeer inpalm, net om op my te kak. Ek kan dit nie los nie. TJ sug en vat 'n sluk van sy Black Label. Ooh, jy's reg. Daai ou is soos 'n haai wat bloed ruik. Maar jy kan nie net gaan vyse swaai nie. Aisha's slim, maar sy's ook mal oor stories en Carl weet hoe om te spin. Jy moet haar wys, jy's die ou vir haar. Voor Sean kan antwoord, kom Carl om die hoek, sy SUV geparkeer by die kaai. Hy's alleen en sy glimlag is nou meer uitdagend as charmant. Sean, ek het gedog ek sal jou hier kry, besig om die see te smeek vir 'n kans. Sean staan op, sy vuiste gebal. Bly weg van Aisha, Carl. Ek waarsku jou nou. Of wat? Gaan jy my weer soos in graad 9 in die gang stamp? Jy is nog dieselfde visserseun, Sean. Jy het niks om vir Aisha te gee nie, behalwe stories van visse en 'n bakkie wat nie werk nie. TJ spring op, sy pet val amper af. Hier, Carl. Jou bek is nou te groot vir jou fancy hemp. Wil jy nou 'n ding hê, want ek soek lus vir 'n bietjie aksie. Maar Sean hou sy hand op. TJ los. Carl, as jy Aisha seermaak, gaan jy nie terug Parys toe in een stuk nie. Carl se oë vernou, maar hy draai om en loop weg. Ons sal sien, Sean. Ons sal sien. Die volgende dag is Aisha by die koffiewinkel, haar gedagtes 'n warboel. Sy het Carl se blomme in 'n ou blikkie op die toonbank gesit, maar sy kan nie ophou dink aan Sean se gesig toe Carl ingestap het nie. Sy het nog altyd 'n gevoel gehad vir Sean. Sy stilkrag, sy stories van die see, die manier waarop hy na die horison kyk, asof hy iets soek. Maar Carl is anders. Hy's vol stories van 'n wêreld buite Kalkbaai, van kastele en wyn en ligte wat nooit afgaan nie, en sy het nog nooit uit die Kaap gekom nie. Sy is besig om 'n latte te maak toe Carl weer inkom. Aisha, het jy al gedink oor vanaand? Ek beloof dit sal 'n aand wees wat jy in jou noteboek sal wil skryf. Carl, ek weet nie. Sean is 'n goeie ou en ek wil hom nie seer maak nie. Carl leun nader. Sy oë blink. Sean is vasgevang in sy pa se stories, Aisha.
Hy gaan jou hier hou in hierdie klein dorpie met niks anders as vis en dome nie. Ek kan jou wys daar's meer daar buite. Kom saam met my. Net vir een aand, julle mos nie 'n item nie. Ayesha byt haar lip. Sy weet nie hoekom nie, maar sy knik. Okay. Een aand. Daardie aand, by die Franse restaurant in Simonstad, is Ayesha stil. Carl vertel stories van Parys, maar haar gedagtes bly by Sean, by die see, by die snoek wat sy beloof het om te help vang. Sy voel skuldig, maar Carl se woorde is soos die see. Hulle trek haar in. Die nuus versprei soos 'n golf deur Kalkbaai. Ayesha is saam met Carl gesien by die fancy restaurant. Sean hoor dit by die hawe waar die ouens hom spot oor hoe die Franse ou sy meisie gesteel het. Hy voel sy hart breek, maar meer as dit, hy voel 'n woede wat hy nie kan beheer nie. Hy gaan na Ayesha se woonstelletjie, maar sy's nie daar nie. TJ gaan saam, probeer om hom te kalmeer. Moenie nou mal word nie. Ayesha's deurmekaar, maar sy's nie dom nie. Sy sal sien, Carl is net warm lug. Gee haar tyd. Maar Sean kan nie wag nie. Hy gaan na die hawe waar hy vir Ayesha kry, terug van haar aand met Carl. Sy lyk moeg, haar oë vol skuld. Sean, ek's jammer, ek weet nie wat ek doen nie. Ayesha, ek's lief vir jou. Ek weet ek moes dit al vir jou gesê het, maar Carl is reg. Ek kan jou niks bied nie. Dis ek verstaan as jy vir Carl kies. Sy skud haar kop, trane in haar oë. Dit is nie so eenvoudig nie, Sean. Ek's deurmekaar, ek wou iets voel wat groter is as Kalkbaai, maar ek gee om vir jou. Sean draai om en stap hande in sy sakke weg. Dalk is die see al wat ek nou het. Daardie nag, alleen in haar woonstel, voel Ayesha die skuld swaarder as ooit. Sy dink aan die snoek, aan Sean, sy sagte, rustige liefde, sy stories, aan die see wat altyd meer vat as wat dit gee. Sy maak 'n besluit, sy gaan bewyse kry dat die snoek bestaan, alleen om te wys sy kies vir Sean. Sy leen ou Jafta se skipie en vaar uit daardie aand, die see stil maar dreigend onder die sterre. Die lug oor Kalkbaai is swaar met die reuk van gebraaide snoek en curryvis, gemeng met die sout van die see en die rokerige geur van die vure. Die hawe se jaarlikse visbraai is in volle swang, met tafels op die kaiste, strenge liggies wat in die wind wieg en 'n mengelmoes van stemme wat lag, skree en stories vertel. Tannie Fatima staan by haar stalletjie, haar hande besig om viskoekies te rol, terwyl die ou vissers bymekaar kom om nootjie te drink en ou stories op te haal. Die trein na Muizenburg dreun verby en die see glinster onder die aandlig, maar vir Sean Abrahams is daar 'n leekol waar Ayesha behoort te wees. Sean sit op 'n ou krat by Tannie Fatima se tafel, sy oë op die see. Hy het die afgelope paar dae skaars geslaap, sy kop vol beelde van Ayesha se glimlag, haar krulhare in die wind en die pyn in haar oë toe sy gesê het sy is deurmekaar. Na haar laaste gesprek, waar sy gepraat het van Carl en haar behoefte aan iets groter as Kalkbaai, het sy net verdwyn. Niemand het haar vandag by die koffiewinkel gesien nie en haar woonstel is leeg. Sean se maag draai elke keer as hy aan haar dink. Hy het vir haar gesê hy is lief vir haar, maar nou voel dit asof die see haar gesteel het, soos dit sy pa gevat het. TJ kom aangestap, sy pet skeef en 'n blikkie bier in sy hand. Hy het 'n bord patats en 'n stuk snoek wat amper van die bord afval. Sean, ou pel, hoekom sit jy hier soos 'n ou visserman wat sy laaste net verloor het? Kom, eet bietjie. Tannie Fatima se viskoekies is so goed, ek sweer die see is jaloers. Sean glimlag flou. Ek's nie honger nie, TJ. Het jy al vir Ayesha gesien? Sy antwoord nog nie haar foon nie. TJ frons en gaan sit langs hom. Ek wou Woensdag gaan kyk broer, maar sy is nog nie daar nie. Haar noteboek lê nog steeds op die tafel, vol krabbels oor die snoek in die sterreviswrak. Ek dink sy het dalk see toe gegaan. Sean se hart mis 'n slag. See toe? Alleen? Hy kyk na die see, waar die water donkergrys is. Die aandlug wat hopeloos te stil is. Daar is 'n storm daar diep binne die see. Hoekom sou sy dit doen, TJ? TJ haal sy skouers op, sy stem sagter. Miskien voel sy skuldig, broer. Jy weet,
Oor ou Kaal. Sy het dalk gedink sy moet iets groots doen, soos die snoek vang, om dinge reg te maak met jou. Voor Sean kan antwoord, praat Tannie Fatima van agter haar stalletjie. Haar kopdoek effens skeef van die wind. Sean, ou Jefte was vroeër hier en hy het gesê iemand het sy ou skiepie gevat. Hy dink dis Aisha. Sy het eergister aand by hom gaan praat, gesê sy wil die see in vir 'n storie. Hy het haar gewaarsku, maar sy is koppig daai een. Sean staan op, sy hande bewend. Sy's alleen daar buite, Tannie. En nou Jefte se skiepie. Daai ding gaan nie 'n storm hou nie. Hy voel die paniek in hom opstoot, gemeng met woede teenoor Aisha vir haar roekeloosheid, teenoor homself vir sy belydenis wat haar dalk weggedryf het, en teenoor die see wat altyd vat wat hy liefhet. TJ sit sy hand op Sean se skouer. Rustig bro, ons kan ou Jefte se ander boot vat en gaan kyk môreoggend vroeg voor die son sy kop uitsteek. Maar moenie nou mal word nie, die see is nie jou vriend vanaand nie. Maar Sean skud sy kop. Die see is altyd my vyand, TJ. En nou het hy vir Aisha. Die visbraai gaan aan, maar die stemming word swaarder toe Carl Davids opdaag. Hy het sy gewone wit hemp aan, sy blonde hare perfek en 'n glimlag wat sê hy weet hy hoort nie hier nie, maar hy gee nie om nie. Die vissers kyk hom skeef aan, maar hy stap reguit na Sean, wat nou by die rand van die kai staan, sy oë op die see. Dit was duidelik dat Carl gedrink het. Hy was onvas op sy voete en sy aksente deurgeslaan. Sean, jy lyk soos 'n man wat sy rede vir lewe verloor het. Is dit die see of is dit Aisha? Sean draai om, sy vuiste gebal. Bly weg van my, Carl. Jy het genoeg skade gedoen. Daar's 'n bitterheid in Carl se oë. Skade. Ek het net vir Aisha gewys wat sy kan hê. Iets meer as hierdie stawwerige hawe en jou pa se ou bakkie. Sy's 'n slim meisie, Sean. Sy wil meer as Kalkbaai hê. En ek kon haar dit gee. TJ, wat nader gekom het met 'n nuwe blikkie bier, spring in. Here Kaal, jou bek is so glad soos 'n snoek se skibbe. Hoekom gaan jy nie terug Parys toe en los ons ouens uit nie? Of is jy bang jy gaan verlief raak op Tannie Fatima se viskoekies? Maar Carl se glimlag vervlou nie. Jy was altyd die grapjas, TJ. Dat jou tande nog nie uitgebliksem is nie, weet ek nie. Maar Sean, Hy leun nader. jy het my lewe in hoërskool hel gemaak. Onthou jy vir Leila? Sy was myne, totdat jy met jou vissersman charme ingestap het. Ek het beloof ek sal jou terugkry, en Aisha was die perfekte manier. Sy het vir my geval, Sean. En nou is sy weg, want sy het probeer om iets vir jou te bewys. Ironies, nee? Sean voel sy bloed kook. Die herinnering aan Leila kom terug soos 'n golf. In graad 11 was Leila Carl se meisie, maar hy het altyd 'n ander string meisies ook gehad en Leila moes dit net aanvaar. Die dag by skooldans het Karel haar weer verneder deur haar te ignoreer vir 'n ander meisie. Sean het Leila getroos en hul vriendskap het in iets meer gegroei. Carl het dit nooit vergeet nie. Hy het na Frankryk gegaan kort daarna, maar sy haat vir Sean het gebly soos 'n koue stroom onder die see. Jy het Aisha gebruik om my te breek. En nou sy daar buite alleen omdat jy haar kop deurmekaar gemaak het. Carl haal sy skouers op, maar sy oë is koud. Miskien, maar sy het self gekies om see toe te gaan. Dalk wil sy wegkom van jou en jou ou bakkie drome. Ek's môre terug Parys toe, Sean. Geniet jou visbraai. Hy draai om en loop weg, maar sy woorde bly hang soos die reuk van vrotvis. Sean voel die woede en hartseer in hom meng, maar meer as dit, hy voel magteloosheid. Aisha is op die see en hy kan haar nie bereik nie. Sean stap na die rand van die kaai waar die blou droom geparkeer is. Hy leun teen die bakkie, sy oë op die see. Hy dink aan Aisha se notaboek, aan hoe sy altyd geskryf het oor die see in sy stories. Hy dink aan die reus snoek, die een wat sy pa geglo het die laaste stukkie van die ou Kaap was. En nou wonder hy of Aisha daar buite is, op soek na daardie selfde vis, om iets te bewys wat sy nie hoef te bewys het nie. TJ kry hom daar, sy gesig nou ernstig. Sean, ou Jafta sê die storm kom vannag.
As Ayesha daar buite is, in daai ou skiepie, gaan sy nie maak nie. Ons moet iets doen. Sean bly staar na die see. Ek daar weggejaag, TJ. Ek het vir haar gesê ek is lief vir haar en sy wou meer hê as wat ek kan gee. Nou is sy weg en is my skuld. TJ skud sy kop. Moenie so praat nie, broer. Ayesha's mal oor jou. Al het sy net mekaar geraak met Karl se nonsens. Sy het see toe gegaan vir die snoek want sy weet hoe belangrik dit vir jou is. Kom, ons vat 'n boot môre en gaan soek haar. Maar Sean voel die see se roep en dit voel anders. Nie soos 'n uitnodiging nie, maar soos 'n uitdaging. Ek gaan nou, alleen TJ. As die see haar gevat het, gaan ek haar terugvat. TJ gryp sy arm. Here, Sean, moenie mal wees nie. Die storm is te sterk. Jy gaan net jouself ook verloor. Maar Sean skud hom af. Ek het al klaar alles verloor. Intussen is Ayesha op see. Ou Jafta se ou skiepie, die snoekie en skerwe. Die water was wild, die golwe het gebreek oor die kante en die wind het gehuil soos 'n spook. Haar foon met die foto's van die snoek iewers op die bodem van die see. Sy het geen lig nie, net haar vasberadenheid. Sy het die snoek gesien, 'n groot silwer skaduwee wat onder die boot verbygeglip het, naby die sterreviswrak. Dit was werklik, nie 'n storie nie, en sy het geglo as sy die foto's vir Sean kan wys, sal hy weet sy kies hom. Nie Karl se leë beloftes nie. Maar nou is die see teen haar. Haar arms moeg om aan die reddingsboei vas te klou, haar hande koud en seer. Kom nou, Ayesha. Jy het geskryf van die see. Jy kan dit hanteer. Maar die waarheid is, sy's bang. Sy dink aan Sean, aan hoe hy na haar gekyk het, aan hoe sy hom seer gemaak het deur vir Karl se stories te val. Sy het die snoek nodig, nie vir haar boek nie, maar vir haar hart. 'n Groot golf tref haar en sy word in die dieptes ingedompel. Die water is koud, swart en sy voel die stroom haar aftrek. Sy veg, maar die see is sterker. In haar laaste bewuste dink sy aan Sean, aan hoe sy nooit vir hom teruggesê het, sy is lief vir hom nie. Die visbraai in Kalkbaai is verby, maar die kole is nog warm en die stories wat die vissersgemeenskap vertel het, hang nog in die lug. Die lug is dik met die reuk van gebraaide snoek en die liggies van die stalletjies blink soos sterre teen die aandlig. Maar vir Sean Abrahams is daar geen lig nie. Ayesha is weg, alleen op see in ou Jafta se skippie en dit sny soos 'n mes deur sy hart. Hy staan by sy pa se ou bakkie, sy oë op die see waar die golwe nou wilder breek. Die storm wat ou Jafta voorspel het, is sterk op pad. TJ sit op 'n ou krat, sy pet vereens af, sy gesig somber. Sean, ou pel. Jy kan nie nou see toe gaan nie. Die wind is woes en ou Jafta sê daai skeppie van hom is nie gemaak vir storms nie. Wag tot môre. Sean skud net sy kop. Ek kan nie wag nie, TJ. Ayesha's daar buite en dalk kry ek haar ook. Tannie Fatima kom nader, haar kopdoek styf vasgeknoop teen die wind. Sean, luister nou. Die see is nie jou maat nie. My oupa het stories vertel van die ou vissers wat gegaan het vir die groot snoek. Hulle het hom die laaste koning genoem. Elke ou wat hom gaan soek het iets verloor. 'n Boot, 'n broer of 'n hart. Die see gee nie daai vis vir niks nie. Sean kyk na haar, sy oë vol pyn. Ek klaar alles verloor dan. My pa en nou Ayesha. As die snoek daar is, gaan ek hom kry. TJ probeer 'n grappie te maak om die atmosfeer te verlig. Here, Sean, jy klink soos ou Jafta met sy spookstories. Volgende ding sê jy die snoek is 'n mermaid wat jou gaan soen. Hy weet hy kan Sean nie keer nie. Tannie Fatima sug en sit haar hand op Sean se arm. Die ou vissers het ook gesê die laaste koning is nie net 'n vis nie, maar die see se oë. As jy hom in die oë kyk, wys hy jou wat jy regtig wil hê. Maar dan vat die see dit weg. Jou pa het dit geglo. Hy het gesê hy het die snoek een keer gesien, maar hy het weggedraai, want hy was bang vir wat hy sou sien. Sean voel 'n koue rilling, maar hy knik. Ek's nie bang nie, Tannie. Nie meer nie. Hy draai na ou Jafta se ander boot, die laaste hoop wat hy vroeër reggemaak het. Die engine hoes, maar dit vat. Hy klim op, sy hart swaar maar vasberade. Die see is 'n monster. Die golwe breek hoog en die wind huil. Die laaste hoop skommel soos 'n blaar in 'n storm. Sean klou aan die stuur en sy oë soek die water vir enige teken van Ayesha of haar skeppie.
Die water word rowwer en die wrak se ligging is nou net 'n gevoel in sy maag. Die storm word erger en die boot kreun onder die druk. Uit die hoek van sy oog sien hy dit. 'n Groot silwer skaduwee, vinnig en kragtig, glip dit onder die boot verby. Die snoek. Sy skubbe glinster in die flits van 'n weerligstraal. Sean se hart klop vinniger. Hy gryp die visstok, sy hande bewend maar seker. Hy gooi die lyn uit en die aas verdwyn in die swart water. Kom nou, jou fucking vis. Wys my waar sy is. Daar's 'n ruk aan die lyn so sterk dat dit hom amper van sy voete aftrek. Hy haak homself in die harnas. Hy veg, sy arms brand, sy oë vasgenaal op die water. Die snoek breek die oppervlak met sy groot lyf silwer en wild. Sy oë is soos 2 swart parels wat na Sean kyk. Hy hoor weer vir Tannie Fatima. As jy hom in die oë kyk, wys hy jou wat jy regtig wil hê. Sean staar in die snoek se oë en vir 'n oomblik sien hy Aisha, haar glimlag, haar krulhare en haar hand wat na hom uitreik. 'n Groot golf tref die boot en die lyn breek. Die snoek verdwyn en die boot rol. Hy kry nie die harnas los nie en die laaste hoop sink. Koue water wat hom insluk. Hy veg met die harnas. Hy's los, maar die see is te sterk en dit trek hom af na die sterreviswrak. Sy laaste gedagte is aan Aisha, haar oë wat lagend glinster wanneer sy lag. Die see word stil en Sean word een met sy pa se stories. Kilometers weg, by 'n klein baadjie naby Strandfontein, spoel Aisha uit op die strand. Haar klere is geskeur, haar lyf seer, maar sy leef. 'n Ou visserman, oom Gassant, trek haar uit die water en gooi 'n kombers om haar skouers. Hy help haar op en sukkelend stappel na sy vissersman huisie. Hy gee haar 'n warm soet koppie koffie waar sy op sy bank lê. Jy's gelukkig, meisiekind. Die see spaar nie maklik nie. Wat het jy daar gaan soek? Aisha se oë is vol trane. 'n Snoek. Vir iemand wat ek liefhet. Oom Gassant skud sy kop. Die see vat meer as wat hy gee. Kry jou kragte terug. Dan gaan huis toe oor 'n dag of 2, kind. Jou mense gaan jou soek. Aisha knik. Stadig maar verseker het sy weer haar ou self geword. Sy was nie meer seker hoe lank terug het sy op daai skippie geklim nie. Paar dae, 'n week. Sy gee oom Gassant 'n stywe druk en met die belofte dat sy sal kom kuier, begin sy stap. Haar voete seer, haar hart swaar. Wat gaan sy vir hom sê as sy hom weer sien? Sal hy verstaan dat hy genoeg is vir haar? Kalkbaai is in rou. Die laaste hoop was gevind of liewers dele van hom, maar daar was geen Sean nie. Die hawe van Kalkbaai is stil. Die oggendlig sag en grys soos die mis wat oor die water hang. Die vissersgemeenskap staan almal bymekaar op die kaai. Tannie Fatima sing 'n ou begrafnislied wat die vissers al geslagte lank sing vir die wat verlore is in die see. See, o see, jy's wyd en groot, jy sluk die mens, sy hoop, sy boot. Bring hom terug, o wind en weer, laat sy stem weer by my deur. TJ staan daar, sy pet in sy hand, trane op sy wange. Here Sean, jy het altyd gesê die see was jou huis. Nou het hy jou gevat, en jy's by die huis. Maar jy en Aisha het my gestaan en alleen los. TJ voel 'n hand hom saggies vat aan die arm. TJ, wat gaan aan? Wie is verlore? TJ is bleek en hy was net vir 'n oomblik uit die veld geslaan. Dis dan wat realiteit tot hom deurdring. Hy swaai om en gryp Aisha vas. Die res van die gemeenskap staan in verbasing en staar na Aisha en een vir een laat sak hulle koppe. Tannie Fatima het stil geword en trane rol nou vrylik oor haar wange. Wat gaan aan, TJ? Waar is Sean? TJ sluk swaar en vat haar saggies aan die skouers. Hy het agter jou aangegaan, Aisha, maar... Hy kom nie verder nie en stadig maar verseker besef sy wat TJ vir haar wil sê. Aisha se bene gee pad onder haar en sy val op haar knieë. Haar skouers begin ruk en dan glip daar 'n roukreet oor haar lippe. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou.
Tot die volgende storie, mooi loop.